DHB onder 16 Plattelandweek. Albei hierdie spanne gister aan die wenkant gewees en met 16 spanne wat van reg oor die land hierso deelneem, was daar tot dusver uitstekende rugby gewees, 'n paar goeie lopies, 'n paar goeie geleenthede wat deur hierdie spelers vir ons opgedis is. Natuurlik die span daar uit Namibië uit wat gekies word uit die hele Namibië uit voor die tyd bietjie daar met van die toeskouers gesels. Windhoek, Walvisbaai, Tsumeb, Swakopmund, spelers van reg oor die Namibië wat bymekaar gebring is en natuurlik die 116 A-span, dis die span wat by die Grand Como kragte meet en dan hierdie Namibië span wat gaan kyk of hulle hierso die Luiperds Platteland kan die loef afsteek. Luiperds Platteland op die kaptein op die veld gelei deur Chase van Wyk Namibië. Dis hulle kaptein en die eerste afskop, 'n skop wat baie ver veld afgeskop word, maar te ver so en die plan was goed geweest, die uitvoering. Manne van die Luiperds wat die bal los en dan kyk hoe hy oor die doodlyn rol en dit is dan die eerste stukkie spel in hierdie wedstryd, die hoofwedstryd hier by die Plattelandweek. As ons gaan kyk vroeër deur die loop van die dag, spanne van die Pirates wat teen die Griffins Platteland gespeel het en daar so 'n gelykop uitslag tussen daai twee spanne, die Pirates span van Johannesburg en natuurlik die Griffins Platteland hier die Noord-Vrystaat uit. Ook die Pretoria privaat skole, hulle teen die Weselike provinsie se DISA's te staan gekom en daar so die Weselike provinsie wat op die ou end koning gekraai het, 33 punte teenoor 10. Maar die Luiperd Platteland hierso wat so teen die grein in beweeg, verander die rigting op 'n vinnige en gepaste manier en nou die manne van Namibië wat moet wal gooi. Speel hom hier terug na die binnekant toe vir die Luiperds Platteland se voorspelers. En skeieregter vir vandag se wedstryd, meneer Hugo Smith, wat 'n beheer is van hierdie kragmeting. Hy sal graag wil toesien dat beide hierdie spanne binne die reëls en geregverdig deelneem aan die spel. Luiperds wat daar so 'n eerste man van Namibië uit die pad uit hardloop. Moet sê die manne van Namibië nie noodwendig die grootste spelers nie, maar vaardig die is hulle beslis. En hierso onder die spreiligte van die Wilgerivier Hoërskool waar hierdie toernooi aangebied word, gaan hulle verseker hulle beste gee, maar daar aan die oorkant speler wat daar so seer gekry het, mediese personeel wat nou daar op die veld hardloop om daar so te gaan aangee. Ander wedstryd was die wedstryd van 'n ander onoorwonde twee spanne wat gespeel het, was 'n Noord-Natal wat teen die Oos-Vrystaat kragte gemeet het en dit was dan 'n Noord-Natal span wat daar so aan die wenkant was. Laaste wedstryd vir die dag is hierdie twee spanne, die span van regs na links op die skerm in groen en wit. Dit is die Luiperds se Platteland span en dan die span in blou wat van links na regs op die skerm gaan speel. Baie ondersteuning vir hierdie span van Namibië, as ook die Luiperds. En wat 'n lekker feestelike atmosfeer is dit nie hierso in Frankfurt nie. Verlede week ook die onder 13 week wat hierso aangebied was. En daarso was dit dan toevallig ook die Luiperds wat aan die einde oorwinning kon smaak oor die Valke in die finale wedstryd van die toernooi. Luiperds tot dusver baie suksesvolle sessie gehad, maar die skeieregter wat daar so op sy fluitjie blaas, lyk vir my daar so 'n man van Namibië wat dalk bietjie seer gekry het daar in die eerste skermutseling van hierdie wedstryd. En die skeieregter meneer Smith wat dan ook die fluitjie blaas om te sê die tyd sal moet stop en dat dan nie nou dadelik weer verder gespeel sal kan word nie. Ander spanne in provinsies wat ook hierso in aksie was deur die loop van die dag. Spanne van KwaZulu-Natal, hierso heel wat van hulle, spanne van die Zululand Impies, die Zululand span self,
Zulu Impies natuurlik, die jong span daar uit Zululand streek. Dan sien ons ook 'n span daar uit 'n Newcastle area wat bekend staan as die Barbarians wat hierso kom kragte meet het. En natuurlik dan die Griekwa spanne, hulle te stedelike en 'n stadspan wat hierso is en die Vrystaatse Kiwite wat gekies word uit al die klein skole in Bloemfontein. Maar dit is die geleentheid wat gebied word hierso deur die VKB groep, die Vrystaatse Koöperasie Beperk, wat hierdie geleentheid vir die kinders bied en waar hulle dan hulle talente tentoon kan kom stel. Ander stukkie statistiek natuurlik is dan daar VKB ook die onder 19 week aanbied. Dit is die weke wat daar in Ryds, ook hierso in die Oos-Vrystaat, seker so 50-60 km hier van Frankfurt af aangebied word. En dit is vir die onder 19 spanne. As ons so vinnig gaan kyk, daar by die onder 19 spanne het hulle ook 2 weke. Hulle het 'n stedelike week. Dit is meerendeels vir jou groter spanne, jou groter provinsies se C-B spanne wat daarso kom deelneem, as ook dan van die kleiner provinsies se A-spanne. Dan het hulle ook daarna die Plattelandweek en dit is dan ook die spanne soos vir die soortgelyke toernooi as waarby ons tans is, spanne van Noord-Natal, die Luiperds Platteland, spelers wat daar van heinde en verre, Suid-Natal, verre Noord, spanne wat daar so by mekaar trek, om dan ook daar so vir hulle 'n merk af te staan. Spelers wat daar in Ryds al reeds betrokke was, Springbokke daar, weer daar Jason Jenkins, wat een van die Springbokke wat ek nou aan kan dink, wat al daar wees, Heinrich Brousseau, dan ook 'n man daar met die naam van Johan Smith, wat daar so betrokke was. Terwyl hulle daar so die speler behandel wat daar seer gekry het ons die geleentheid om net ons mense te bedank wat hierdie wedstryd na toe bring. Dit is Supersport Schools wat die geleentheid het om dan met betrokke te raak by die skole rugby hier in die platteland en natuurlik ook daar in Pretoria, tans die Grand Como week en die onder 13 week wat aangebied word onder Natal. Dit is 'n baie goeie geleentheid vir van hierdie spelers om deur die kanale te kom en dan ook hulle merk af te steek. As jy gaan kyk, Supersport bring al die aksie na u toe, Supersport Schools, kanaal 216, as jy nog nie die toepassing afgelaai het om hierdie wedstryde regstreeks te kyk, of om die herhalings te gaan kyk nie, gaan laai gerus die toepassing af, en raak deel van die aksie. Op Vrydaande die hockey wat ook nou 'n geleentheid gegee word, waar hulle on Friday Night Lights, waar die hockeyspanne dan ook 'n soortgelyke geleenthede gebied word, en waar skole en toernooie na hier toe gebring word. Nou weer daar so een van die spelers wat daar beseer is, en wat hierso net na die noodhulpkamer toe gebring word, om seker te maak dat die besering is nie te ernstig nie. Nou skeieregter wat daar so met die spelers gesels. Hulle verduidelik wat die situasie is na die besering, en heel waarskynlik die Namibiese span wat daar so met die bal gaan begin. Meneer Smith daar, wat die van die manne vra, is julle reg? En strafskop wat toegeken was aan die span van Namibië, en hulle gaan dan ook die geleentheid kry om die kantlyn op te soek hier in die vroeë dele van hierdie wedstryd. Skop baie ver veld af, maar hy gaan nie uitwees nie. Luiperd manne wat daar baie mooi die bal inwag. Speel hulle na die oorkant toe. Goeie werk daar deur die loskakel van die Luiperds M.E. de Tooi. Om daai bal hier die naglig uit te pluk. En dan weer 'n keer 'n definitiewe plan hier deur die Luiperds om met hierdie groot voorspelers van hulle presse te slaan. Kyk of hulle die kleiner Namibiërs op die agtervoet kan dwing. Maar Namibië, hulle gaan verseker hulle man staan. Hulle het nie al die pad hiernatoe gekom om 'n kanonvoer te wees nie. Goeie werk daar deur die haker van die Luiperds, Johan Dievenage. En weer 'n keer die Luiperd manne wat spelers van Namibië baie ver terugvat.
Maar 'n onkantspel deur die Namibiërs. So amper die onderskeppoging wat daar so geslaag het. Maar die skeieregter meer Smith wat hulle gaan terugroep. Onkantspel deur Namibië. En die Luiperds wat gaan kyk of hulle hierdie bal so ver as moontlik kan uitskop. Lyk vir my daar so die net so tegniese probleempie. Meneer Smith se apparaat waarmee hy met die lynregters kommunikeer, die wat nie heeltemal vas was nie. Nou is daar 'n skop wat weer 'n keer ver veld afgeskop word en die keer man wat daar so die bal en speler gelyk kry. Onmiddellik die Luiperds wat daar op die bal in hardloop, maar daai bal wat dan vorentoe verloor word. En hierso is dit benoude boude, beide spanne wat so amper 3 afgestaan het. Maar 'n goeie werk daar deur die heel agter van die Luiperds. Ronaldinho Douglas wat daar so die speler letterlik gelyk gemaak het met die aarde. Hulle buig hom soos 'n warm visser op 'n warm dag. Nou is dit geleentheid vir die skramskakel van Namibië om hierdie bal in te sit. Dit is JD Swarts met die bal in hand daar. Hier steek seker maak hierdie skram is mooi stewig gevestig. Dan is daar 'n goeie skram deur die Luiperds. En die skeieregter wat hulle gaan terugbring. Natuurlik op skole vlak. Spanne wat net toegelaat word om 1.5 meter te skram vir die veiligheid van die spelers in die skram. En daarso Luiperds wat daar so 'n goeie skram het. En die ligte pak daar van die Namibië, hulle gaan hulle man moet staan as hulle hierdie wedstryd sal wil bly. As ons nou kyk daar weer 'n keer ontploffing deur die Luiperds, maar 'n baie beter geleentheid deur die span van Namibië. Nou is daar 'n manne wat kliphard werk daar in die middelveld. Reg voor die paal, dan word hy teruggeskuif. Groot skop deur die Namibiërs. Weer 'n keer 'n goeie werk deur die heel agter van die Luiperds Arendse. Douglas wat daar goed gedoen het om daai bal te vang. En weer 'n keer die bal wat weer geskop word. Skare wat saam begin gesels. Dan die Luiperds wat hulle keer sal moet ken. En die eerste punte so amper, dit lyk vir my daar die bal wat vorentoe verloor word. Dames en here, jy moet verskoon, ek sit hier so op die paviljoen en die skare wat lekker saamgesels. Maar die Namibiese span ver afskoppe en hier in die naglig baie moeilik om jou mooi te posisioneer onder daai skoppe. Bal wat toegelaat word om te op. Weer 'n keer deurgeskop word en is so amper die Namibiërs wat hierdie bal toeval vir hulle eerste 3. Op hierdie stadium nog glad nie punte op die telbord nie. Luiperds wat hierdie bal voer, voorvoetbal vir die Luiperds, speel hom na die agterkant toe. Bal wat nie mooi raak gevat kan word nie. En nou eers die manne wat mekaar so 'n bietjie daar so ruk en pluk. En dan van die volwassenes wat daar tussen beide tree. Vir die manne sê, kom ons los dit 'n bietjie. Ons is hier om rugby te speel. En dan 'n skeieregter wat daar so vletjie blaas. En die Namibiese span wat gaan moet terugdraf. Meneer Smith, hy gaan sy hande vol hê. Paar van hierdie manne. Testosteron vlakke wat hoog loop. En ek praat altyd daar so van die manne wat soos botterballetjies optree. En dit is dan ook presies wat hier so gebeur. As ons nou gaan dophou daar die lyn staan hier so reg voor die kameras, uitstekende kameraskoot wat ons op hierdie lyn staan het. Speler van die Luiperds daar in die nommer 2 try, dis Johan Dievenage wat die lyn staan sal kan voer.
Gaan hulle voor, gaan hulle agter. Dan gooi hulle dan na die agterkant toe. Uitstekende lynstaanwerk deur die Luiperds. En dan 'n man wat daar so in die lug spring. Luiperd man wat daar in die lug spring. En 'n Namibier wat hom daar aan die enkels beet kry. Ek dink meneer Smith, kom ons kyk wat maak hy. Gesprekvoering met beide die kapteins en die spelers wat betrokke was in daai situasie. Maar ek moet sê, manne van Namibië daarso in 'n moeilike situasie geplaas. Reeds afgebuk vir die duikslag, speler wat gespring het. En toe die man wat daarso aan die voete raak gevat is. En nou lyk dit my daar, speler van beide die spanne wat die geel kaart gekry het. Die man wat gespring het, wat die speler in gevaar gestel het, en dan ook die speler wat die voete uitgevat het. En terwyl ons hierso nou kans het, net eers die mense wat gesels. Meneer Smith, die skeieregter wat nie drywer om daai manne daar van die veld te stuur nie. En ek moet sê, hierso uit 'n kommentaarhokkie uit, dalk nodig gewees om net so 'n bietjie die gemoedere te kalmeer, vir die manne te sê, manne, raak net so 'n bietjie vir my rustig. Kom ons speel 'n goeie rugby, maar ongelukkig weer 'n keer 'n speler wat daar so op die naad van sy rug bly lê. Besering wat daar so plaasgevind het. En terwyl daar 'n geleentheid is, gaan ons net die oomblik gee om weer 'n keer te kyk hierso. Frankfurt, die Wilgerivier Hoërskool, al vir 27 jaar wat hulle die gasheer is van hierdie onder 13 en onder 16 VKB platteland toernooie. En ek dink die werk wat hierso ingesit word is iets astronomies. Lekker atmosfeer wat heers ook hier op die paviljoen, die skare wat saamgesels en 'n deel is van die aksie. En met 16 spanne wat hierso deelneem, is daar dan ook geen verrassing dat daar van die spelers is of van die spanne is wat die Namibiërs ondersteun, en dan van die spelers en van die spanne is wat die Luiperds agter hulle skaar nie. Gaan moet geleentheid gee, 2 lang beserings wat in hierdie wedstryd al plaasgevind het vroeg in die wedstryd. Een van die stitte van Namibië wat daar so 'n nek gekry het. Ons het sopas gehoor dat die man alreeds beter is. Hy is al op, hy gesels saam, maar hulle het hom gestuur net vir 'n scan om te gaan seker maak dat alles wel in 'n plek is. En dan nou daar die speler van die Luiperds wat daar so seer gekry het, en dan ook weer 'n keer die geleentheid gaan hê om deur die mediese personeel behandel te word. Interessant daar so op die skerm, die manne van Namibië, sodra daar 'n besering is, wat op die knie gaan, en net wag daar vir 'n geleentheid om weer betrokke te raak, maar uit eerbied aan die speler wat saam met hulle of teen hulle deelneem, wat net daar die knie buig. En ons hoop ook dan hierdie man wat daar so seer gekry het, alles van die beste toe. En dit wil vir my lyk daar, dat daar die afrigters wat nader geroep word, net om met hulle te gesels oor die situasie rondom die speeltyd wat hierso gaan plaasvind. Daarso saam met die skeieregter, as ook die organiseerders van die toernooi, gesprekvoering wat nou daar plaasvind. Dis weer baie goeie toernooi gehad. Moeilike toernooi as jy my vra, 3 dae in 'n ry onder 16 vlak. Dit vat aan 'n man
Veral as jy gaan kyk na die hoeveelheid duikslae en die hoeveelheid gevalle daar is waar hierdie manne kontak maak. En dan die skade wat net daar so hand gee, speler wat daar van die veld gehelp word. Baie keer in hedendaagse rugby, die mediese personeel wat net so 'n bietjie voorkomend optree as daar 'n nekbesering betrokke is om seker te maak dit word dalk nie vererger nie of om seker te maak die speler kry die beste moontlike bystand van die mediese personeel. Nou meneer Smith, gesprekvoering daar tussen die afrigters wat met hulle spelers in gesprek gaan voordat die spel weer 'n keer hervat gaan word. Weer die stadium nog steeds die telling 0-0. Geen span wat werklik die voorstou kon neem nie. Alhoewel daar 'n paar geleenthede was, Namibië wat al 'n bal daar agter die doellyn toegeval het, ongelukkige aanslaan wat bemerk is. En so ook die span van die Luiperd Platteland wat 'n geleentheid gehad het, maar die bal wat net ongelukkig aangeslaan is voordat die speler wat hom ontvang het oorgeduik het. Nou die strafskop aan die Luiperd Platteland. En ons aandag is weer terug daar op die veld, bal wat aan die oorkant van die veld uitgeskop word. Luiperd Platteland wat sou kan insit. Nog min lynstaande gehad in hierdie wedstryd. Kom ons kyk wat maak die Luiperds met hierdie ene. Vyf man lyn staan wat hierdie Luiperds geroep word. Dan kyk hulle aan die voorkant, gooi hier na die agterkant toe. Die ingooier wat sy springer mis. Kaptein van Namibië wat daarso uitstekend doen om daai bal op die hardloop op te tel. Kaptein daarso, Chase van Wyk, ook gister in die eerste wedstryd 'n uitstekende wedstryd gehad. En nou word hy daar teruggeslinger vir die Namibiese speler. Hard word daar kop ingesteek. Namibië. Dan word die bal daar deurgeskuif. Heel agter van die Luiperds. Hy gaan sy hande vol hê vandag. Gaan dan daarin word vasgevat nog steeds Douglas wat daarso met die oranje kopskerm sy deel doen. Word teruggespeel vir die voorspelers, maar hierdie Namibiërs vat hierdie Luiperds om hulle enkels bymekaar. Luiperds wat weet hoe om 'n losgemaal in te hardloop, dis kliphard, keer op keer. Vraag is of die Namibiese verdediging dit sal kan hou. Hier weer 'n keer, man wat daar so baie mooi om die enkels beet gekry word. Maar ek moet sê, spelers van die Luiperds wat daar van die kant af inkom. En dan 'n gesprekvoering, moet sê, dis nou 2-3 keer wat dit gebeur het. En die Luiperds, meneer Smith, hy gaan nie verder. Dit nie verder vat nie en sy geduld het opgeraak. Maar die speler wat baie ver van die bal af uitgeneem word en 'n speler van die Luiperds wat afgestuur word, dis die nommer 5 slot. Miguel Gonçalves wat vir 'n wyle hierso gaan kom vertoef hier op die kantlyn. Nou is dit die Namibiese span wat besef hoe moeilik punte bekombaar gaan wees in hierdie wedstryd. Skop van so plus minus 35 meter. Speler daar met die 10 op sy rug van Namibië. Linkervoetse skopper Franzel Kloete wat gaan kyk of hy hierso die eerste punte van hierdie wedstryd op die tellbord kan sit. Beskou die pale. Dan kom hy vorentoe met die linkervoet. Afstand, rigting en 'n skop wat net vir links verby gestuur word. En die tellbord wat nog steeds staan op 0 elk.
Luiperds wat so 22 meter inskop behartig, skop hom in die middelveld. Maar die Luiperds wat daar voor die skopper is. En meneer Smith wat dadelik op sy fluitjie blaas. Vir die manne verduidelik, manne, julle moet agter die skopper wees. As hier die bal geskop word en die Namibiese span, hulle gaan baie dankbaar wees. Hulle het 'n baie goeie posisie op die veld waarmee hulle links en regs kan aanval. En met die kaliber van hierdie agterspelers van Namibië sal die Luiperds nou hulle keer moet ken. En dan die Luiperds speler wat die speler van Namibië met die bal gooi. En ek wil my verstout, hier is nog 'n speler wat dalk die pad hier na die koelkas kan kry. En nog 2 spelers. Skeiedsregter meneer Smith. Hugo Smith wat besluit genoeg is genoeg. Of ons speel rugby of ons speel snap. En hy deel kaarte uit soos lekker goed. Miskien het 'n geleentheid vir hierdie manne net om bietjie rustig te raak. As ek so vinnig moet tel, ek dink die Luiperds, hulle is amper teruggebring tot 'n 7 span, 12 manne nou op die veld. Dan nog steeds die Luiperds wat daar inklim soos 'n manne wat rugby verstaan. Gaan grond toe wel, bal wat dadelik teruggespeel word daar onder deur die bene. Namibië wat wag. Dan die aangee daar agter die rug verby. Hierso is geleentheid vir die Namibiese span. Bal wat op die voet gesit word. En wat sê die skeiedsregter? Skeiedsregter meneer Smith wat eers net daar so met die lynregter gaan beraadslaag. Dan word die 3 toegeken. En dit is wat Namibië gekom het om te doen. Rugby, platteland rugby op sy beste. Namibië met die eerste 3 van hierdie wedstryd. Wedstryd wat tot dusver 'n paar benoude oomblikke al opgelewer het. Spelers wat al die koelkas kom vertoef het. Nie minder nie as 5 spelers wat tans in die koelkas is. 3 spelers van die Luiperds, 2 spelers van Namibië. En dan daar die man met die 22 try, Richard Hindu. Met die regtervoet. Gaan die bal inkrul. Nee, regs verby. En die telling wat bly staan op 5 punte teenoor die 0 van die Luiperds. Luiperds wat nou sal moet hergroepeer. Die manne sal moet saamtrek, sê Bulle, kom ons speel rugby. Ons kan nie bekostig om met slegs 12 spelers op die veld deel te neem nie. Weer 'n keer die skop wat lekker hoog gelig word. En was daai betyds gewees. Skeiedsregter meneer Smith, hy is tevrede. Dan speel hulle na die hoofpaviljoen kant toe. Geleentheid vir die Luiperds om nou vorentoe te werk. Namibië wat kyk of hulle die man in die lug kan hou. Kry dit ongelukkig nie reg nie. Nou speel hulle hom daar na die middelveld toe. Maar die bal wat aangeslaan word, maar die eerste oortreding, dit is wat gestraf gaan word. En 'n skram wat toegeken word aan die Luiperds platteland. Natuurlik hierdie toernooi reëls wat bepaal dat indien 'n speler afgestuur word, kan jy die speler vervang met 'n ander speler sodat dit bly 15 teen 15. Net so 'n bietjie 'n regwysingkie hierso op my reëlboek.
Spelers wat vervang kan word, maar die spelers wat die geel kaart ontvang, hulle sal op die kantlyn moet kom sit. Nou is dit die Luiperds wat daarso met die voorspelers hard inklim. Slinger die bal uit daar na die binnekant toe, weer 'n keer man daar in die twee try vir Luiperds, die Benage wat die bal indra. Buite toe. En Namibië wat daai bal gesien kom het, nou is daar spasie aan die buitekant. Maar Namibië, hulle is kliphard in, spasie aan die oorkant. Is daar genoeg spoed? Is daar genoeg spoed? En 'n buikwerk deur die heel agter van die Luiperds platteland. Ronaldinho Douglas, wat daar so sy bene moes dra, die man van agteraf in katrol. En op die ou end 'n duikslag wat die manne weerhou van 'n 3. Tog daar 'n oortreding deur die Luiperds span. Namibië wat sê hulle stel nie belang. Anne Paul skop in kantlyn toe skop, hy gee vir ons die bal. Laat ons met die ding hardloop. Dan die bal wat verloor word, weer 'n keer die skoppie wat deurgesit word en weer 'n keer die Namibiërs. Tweede 3. En glo vir my, die skare die waardeer dit. Maar is Namibië se regtervleuel, Jadrian Johnson, wat daarso met die skare gesels. Skoppie wat daar deurgerol word en die Luiperds, hulle gaan weet hulle is in die moeilikheid. Nou eers die skeieregter wat daar verduidelik die bal waarmee die 3 gedruk is. Dis die bal waarmee daar paal toe geskop moet word. En weer 'n keer daar die man van Namibië in die 10 try, dis Franzel Kloete. Gaan kyk of hy nog 2 punte kan byvoeg vir die span van Namibië. Skare wat stil raak hier op die paviljoen. Kloete met die linkervoet. Kom hy vorentoe, wat maak hy met hierdie ene? Weer 'n keer trek hy hom aan die linkerkant verby. Atmosfeer hier op die paviljoene, dit is elektries. En die manne wat lekker saamgesels. Oos-Vrystaatse winteraand. Dis koel, maar dan nie so koud soos verlede week nie. Verlede week die manne wat in 'n -3 toestande hier op die veld moes draf. Was daai manne voor die skopper, so gelyk van waar ek gesit is. Dan die bal wat vorentoe verloor word deur die Namibiese span. Luiperds wat nou hulle hande op die bal sit. Speel hulle om daar so weer 'n keer vir die voorspelers van die Luiperds, bal wat verloor word. Maar die skeieregter wat gaan terugkom vir die eerste oortreding. Speler van Namibië wat daar in die bal ingehardloop het, was Jaden Bekes, die heel agter. Ongelukkig vir hom die bal wat vorentoe verloor het uit sy hande uit. En die Luiperds wat kan insit, hulle loop agter met 10 punte teenoor 0. En hulle sal verseker wil kyk of hulle op die telbord kan kom in die volgende 6 minute, want dit is wat oorbly hier in die eerste helfte. Vinnige goeie bal vir die Luiperds. Kom daar deur 'n halwe gaping, maar die bal wat daar agter toe verloor is, dan word hy daar op die voet gesit, maar dit is direk uit. En die Luiperds wat die foute maak onder groot druk. Namibië wat die spel baie mooi afwissel, hulle hou daarvan om met die bal in hand te hardloop en 2 keer die skoppies wat deurgesit word en vir hulle uitwerk. En nou die geleenthede wat gebruik sal moet word. Namibië aan die voorkant. Goeie werk daar deur die springers van
Namibië aan die voorkant van die lyn staan. Dan die kaptein van Wyk, hy word daar met enkels beet gekry. Nog steeds Namibië. Was hy vasgehou? Nee, self daar oor die man geval. Dit is nommer 6 van Namibië, Dian Delport, wat daar so goeie werk gedoen het. Nou word hulle teruggedryf daar in die duikslaa. En weer 'n keer Namibië wat die bal die werk laat doen. En weer 'n keer die bal wat regop vir die Namibiërs. Baie goeie werk hier deur die spelers van die Luiperds om daai bal by die Namibiërs af te neem. Goeie werk deur nommer 11 vleuel van die Luiperds. Dit is Rick Matthee. Om daar uit daai situasie uit weg te gekom met 2 manne wat op hom afgepyl het. Nou weer 'n keer terug daar. Nou word hy op die voet gesit. Spasie aan die oorkant gesien. En die bal wat daar oor die kantlyn gaan rol. En 'n goeie gebiedsvoordeel vir die Luiperds Platteland. Telling nog steeds 10-0 in die guns van Namibië. Vraag is of hierdie span van Namibië hierdie aanslag van die voorspelers van die Luiperds sal kan baas raak. Aan die agterkant word hy gegooi, spelers wat daar aan die bal in hardloop. Namibië met die bal in hand, dit is die kaptein van Chase van Wyk wat daar so die bal inneem. Kort vinnig aangee, weer 'n keer daar, 'n man wat daar so uit die lyn uitgeduik word deur die manne van die Luiperds. En dan 'n speler wat daar die bal vashou. En met 2,5 minute se speeltyd wat oorbly in die eerste helfte, gaan die Luiperds kyk of hulle 3 punte op die bord kan sit, gaan hulle weer 'n keer die kantlyn opsoek. Lynstaande van beide hierdie spanne baie goed gewees. En die skop daar na die hoekie toe, ook uit die boonste gestoeltes. Namibiërs wat so 7-8 meter vanaf hulle doellyn is, lyn staan in die Luiperds se guns. Luiperds, as hulle hierdie bal baie mooi kan bemeester, baie moontlike dryfmaal beweging wat kan opgesit word. Kyk of hulle met hulle grootte die Namibiërs terug kan dryf oor die doellyn. Maar eerste suiwer lyn staan bal wat benodig word. Dan speel hulle hier na die agterkant toe, weer 'n keer die bal wat nie bemeester kan word nie, maar nog steeds in die Luiperds se hande. Dan gaan hulle grond toe, Luiperds wat grou vir die bal. Man wat so klein bietjie alleen daarin gaan. Tristan Olivier, skramskakel van die Luiperds. Hulle is meters weg. Verdediging van Namibië wat die bal terugdra. Nog steeds die Luiperds baie geduld wat hier aan die dag gelê word. Iewers voel hulle die dambal moet breek. Werk nog steeds die arm van die skeieregter wat uitgaan vir voordeel. Onkant spel deur die Namibiërs. En wat maak die Luiperds nou? Dis reg voor die pale. Lyk tog vir my daar die tikskoppie wat geneem gaan word. Dan spelers van Namibië wat hulle hande op daai bal kan kry. En die Luiperds, hulle die geleentheid gehad met sekondes oor om die telling te laat krimp. Gekies om te kyk of hulle die 5 of selfs die 7 punte op die bord kan sit. Maar die Namibiërs, hulle was op vir die uitdaging wat deur die Luiperds span aan hulle opgedra is. En die telling wat gaan bly staan op 10 punte teenoor 0 in die guns van Namibië. Let's go Namibië!
Lynstaande vir Luiperds, vir laaste 2 wat nie gewerk het nie. Die Namibiërs, hulle gooi hom ook skeef in. En nou is dit geleentheid vir die Luiperds. Heel waarskynlik die laaste skram van hierdie helfte. Aanvalsgeleentheid vir die manne in die groen en die wit. Goeie skram daar deur die Luiperds. Voorvoetbal bewerkstellig vir die manne, nou slinger hom uit na die buitekant toe. Man wat daar so in trap, bal wat agtertoe verloor word. Maar die tweede keer die bal wat vorentoe verloor word. En daarmee dan die halftydtelling wat gaan lees 10 punte vir Namibië, 0 punte vir die Luiperds Platteland. En moet nie te ver gaan nie. Hierdie eerste helfte voldoen aan al die verwagtinge. En daar is nog 30 minute oor. En dames en here, ons is weer terug na hierdie kort breek. Dames en here, ons is terug hierso in Frankfurt by Wilgerivier Hoërskool, waar die tweede helfte van die wedstryd tussen Namibië en die Luiperds Platteland sopas begin het. Eerste helfte 'n heetige ervare tussen hierdie twee spanne wat redelik lus was vir mekaar. En meneer Smith het sy hande vol gehad. Vinnig 5 spelers in geel kaarte van die veld gestuur na 'n paar voorvalle. En dan ook 2 manne wat alreeds beseer is as gevolg van die heftigheid van hierdie wedstryd. Luiperds het in die eerste helfte kans gehad om na die pale toe te korrel, dit nie gebruik nie. En natuurlik dan die Namibiërs wat met 2 pragtdrieë vorendag gekom het, skoppies wat deurgesit is, agterna gesit is, en op die ou end die punte wat op die telbord staan. Nou die Luiperds Platteland wat 'n geleentheid het, hulle is so 7-8 meter vanaf die doellyn van Namibië, en hulle sal wil kyk of hulle hier vroeg in die tweede helfte op die telbord kan kom met punte van hulle eie. Lynstaande van die Luiperds wat nog nie goed gegaan het. Ja, deur die eerste helfte ook nie, ook hierso waar daar 'n fout begaan word. Maar die Luiperds wat bly volhard om agter in die lyn staan te gooi, en die foute wat begaan word, gelukkig vir hulle die aanslaan wat deur een van die Namibiese spelers, en die volgende vaste skram wat gaan vestig. Nou sal ons moet kyk, gaan die Luiperds Platteland hierso kan aanval. Sien ook daar die heel agter van die Platteland span in die lyn, dit is Douglas. Paar keer wat hy al goeie werk gedoen het, speler van agteraf ingehardloop. En dan die Luiperds Platteland wat dit reg kry om in die eerste 2 minute van die tweede helfte oor die doellyn te gaan. En die telling wat gaan skrimp van 10-0 na 10-5 met die doelskop om te volg. As ons nou daar so dophou, belangrike skop hierso vir die span van die Luiperds Platteland. Sal graag wil kyk of hulle die voorsprong net tot so 3 punte kan krimp. Eerste helfte die het behoort aan Namibië. Baie goeie werk op die voorvoet gedoen. Verdediging van die voorspelers van Namibië wat gehou het teen die groter pak van die Luiperds. Met die regtervoet, hierdie ene wat ook nie daar gaan wees nie. En die telling wat gaan bly staan, 10 punte vir Namibië, 5 punte vir die Luiperds Platteland. Nou Namibië wat die afskop gaan behartig. Loskakel daarso vir Namibië met die bal in hand, dit is Franzel Kloete. Hy was instrumenteel gewees in die 2-3 van die Namibiërs.
skop hom hier voor sy voorspelers, goeie werk wat gedoen word. Maar dan die bal wat daar so van 'n Luiperd speler hoor die kantlyn spat. En dit lyk vir my tog speler van die Luiperds wat gaan insit. Dalk daar so ietsie gemis, maar lyk tog vir my die Luiperds wat hierdie volgende lyn staan sal kan voer. Hierdie keer die Luiperds wat hulle springer kan vind, man wat daar so gestuit word in sy spore. Bal daar na die agterlyn toe. Johnson daar in 'n senterposisie wat hy daai bal daar deurspeel, Douglas. Die Namibiërs wat opskiet in die verdediging, maak die beweegruimte vir die Luiperd so min as moontlik. Maar die moet sê die Luiperds wat hulle bal besit baie mooi beskerm. Speel hulle hier na die buitekant toe, weer 'n keer een van hierdie groot manne van die Luiperds wat kyk of hy die lyn kan breek. Kry dit nie reg nie. Namibië wat op die manne toesak soos vlee. Voor die voordeellyn wat hulle gestop word, maar dan die skeieregter wat gaan terugkom vir 'n vroeëre oortreding. Lyk vir my daar so onkansspel deur Namibië. Nou is dit die Luiperds wat gaan kyk hoe ver hulle hierdie bal oor die kantlyn kan soel. So 20 meter wat met die skop gemaak word. Tot so net binne in die halfgebied van Namibië. Luiperd se hakker wat die bal nou daar in die hande kry. Lyk vir my daar so dit is Johan Dievenage. Teken wat gegee was, 5 man lyn staan geroep deur die Luiperds. Dan is dit lyk my tog die Luiperds wat 'n vol lyn staan gaan vorm. Klein bietjie stadig gewees om dit reg te kry. Weer 'n keer daar na die agterkant toe gegooi, beter ingooi werk deur Dievenage. Nou druk hulle daar so kop in. Namibië wat die voorvoetbal van die Luiperds probeer verhinder. Dan breek hulle daar los. Man wat daar onder deur die duikslag duik, gaan grond toe, plaas die bal terug. Goeie aangee daar deur die skramskakel van die Luiperds, dis Olivier. Dan is daar 'n aanslaan deur Namibië. En weer 'n keer die Luiperds wat baie meer met 4 speel hier so vroeg in die tweede helfte. Eerste 3 al reeds gedruk daar in die eerste minuut van die tweede helfte. En dit voel, glo vir my, dit voel vir hulle asof hulle hier so die momentum besig is om te swaai. Manne wat nou daar in die voorrye gaan sak. Sal graag hier stewige skrambel sien deur die Luiperds. Kyk of hulle die bal links of en regs kan vat. Dan 'n agste man daar aan die linkerkant toe, goeie werk. Dan is daar 'n man van die Namibië wat onder hom in seil grond toe bring. En nog steeds die manne van die Luiperds in besit. Maar gaan nêrens heen die opskietverdediging van die Namibiërs te goed. Stadige bal en dan die skeieregter wat sy fluitjie blaas. Te lank gewat deur die manne van die Luiperds. Skare hier by paviljoen wat ook saam skree, use it, use it, use it. En 'n fout wat begaan word. En Namibië het geleentheid om bal in hand te kry. Nou geleentheid vir
Namibië. Sien daar ook die regtervleuel wat oorskuif hier na die agterlyn toe. Regtervleuel van Namibië alreeds 2-3 gedruk. Goeie dagie wat hy uit was. En dan skramwerk van die Luiperds net te goed. Maar Jadrian Jansen, regtervleuel van Namibië, hy gaan tevrede voel tot op hede. Dan die Luiperds wat daar so ingaan, weer 'n keer 'n oortreding, vinnige tikskoppie. Namibiërs wat beslis nie 10 meter terug was nie, gaan weer 'n keer gestraf word. Eers die voordeel vir die Luiperds. Speler wat daar bo oor 'n man van Namibië hardloop. En die skeieregter wat hard op sy fluitjie blaas. Maar die skeieregter wat nou daar so 'n kaart gaan uitdeel. Geel kaart vir Namibië. Ek het net nou gesê dit gaan lyk of hulle snap speel. Soos hulle die kaarte uitdeel, lyk my meer asof hulle dit self cool waai. Maar dalk 'n herhaaldelike waarskuwing wat daar in die span gerig was. En nou is dit Namibië onder druk. 20 minute se speeltyd wat oorbly in die tweede helfte. Hulle loop voor 10 punte teenoor 5, maar onder druk deur hierdie vel aanslag van die Luiperds platteland. Mooi het die lig uitgepluk deur die Luiperds. Nou dryfmaalbeweging wat nêrens heen gaan nie. Ook daar aan die oorkant. Nou begin 'n momentum kry. Kan hulle hierdie bal terugkry, die Luiperds? Man wat daar so 1-1 daar probeer deurgaan. En dan die afskop weer 'n keer aan die Luiperds. Heel waarskynlik so bietjie onkantspel deur die manne van Namibië. Luiperds platteland wat kyk of hulle daar na die klein kantjie kan deurkom. Nog steeds die Luiperd platteland, hulle het bal in hand. Maar die verdediging van die Namibiërs iets besonders. En dan is dit 'n man wat daar oor gaan. Kry die bal op die grond. En skielik met so 18 minute se speeltyd wat oorbly, die telling wat gelyk op is 10-11. En die Luiperds, hulle het nuwe lewe gekry. Hulle gaan kyk hoe hulle hierdie wedstryd kan wen. Namibië, hulle sal moet kyk of hulle die bal kan losmaak, die spel kan losmaak, uiters gevaarlik. Met 'n bal in hand, maar hulle kort spasie, hulle kort ruimte. En die Luiperds span wat dit glad nie vir hulle gee nie. Afrigters van die Luiperds wat nou hard gesels daar met die manne. Hulle sê, manne, kom ons hou net aan met waarmee ons besig is. En die Namibiese afrigters, hulle besef, hulle sal moet vars bene op die veld kry. Hulle sal moet kyk hoe hulle hierdie bal kan losmaak. Hierdie skop, wat maak hy met hierdie ene? Hy stuur hom tussen die mikke deur. En die Luiperds wat voorloop. 12 punte teenoor die 10 van Namibië. 17,5 minute se speeltyd wat oorbly. Namibië, die kanse wat hulle in die tweede helfte gekry het, was nog bitter skraal gewees. Kloete besluit hierdie keer, skop hom weer 'n keer daar na die agterkant toe. En die Namibiese verdedigers maak die Luiperds plat binne in hulle eie 22 meter gebied. Nog steeds binne in die 22 meter gebied. Moet sê daar die manne van die Namibië, hulle laat nie op hulle wag nie. Dan word die Luiperds wat die bal so klein bietjie weier speel. Maar dan is daar 'n oortreding. Nou die Namibiërs gaan hulle die kantlyn opsoek. Gaan hulle kyk of hulle hierdie bal oor die palle kan klits om die voortou terug te neem.
gaan hulle weer 'n keer tik en speel. 16 minute is 'n speeltyd wat oorbly. Lyk tog vir my daar so die skopkegel wat deur die afrigters op die veld gestuur word. Maar eers daar so een van die manne daar van die Luiperds wat hier so op sy rug bly lê. Lyk vir my daar so soos die nommer 1 stit van die Luiperds. Dit is Mape, Tlologo Mape. Wat daar so in een van hierdie bewegings dalk 'n stamp daar gekry het. Maar daar sien ek, hy staan op. 17 vir 1, Bladsap. Lyk vir my, hy is klaar gespeel vir die aand. Stamp gekry daar, voel nie lekker nie. En dan Namibië wat nou geleentheid het om die voorsprong terug te neem. Hulle loop agter 12 punte teenoor 10. Gaan kyk hierso met die linkervoet, dis Kloete. Die Bladsap vir jou gesê. Skare wat angstig dophou. Tussen die mikke deur, Namibië weer 'n keer in die voorhou. Hulle loop voor 13 punte teenoor 12. Nou die Luiperds met die afskop kan hy die spel terugsit tot in die halfgebied van Namibië wat nou sal moet raakvang. Jace van Wyk, kaptein van Namibië wat die manne daar aanmoedig. Hulle verduidelik binne, ons kan nie nou opgee nie. Net daar die bal wat ver in die donker ingeskop is. Dan word hy daar aangegee. En 14 minute is 'n spel wat oorbly. Nou word hy diep agter ingeskop. En Namibië wat nie die bal kan raakvat nie. Man wat daar baie vies is vir homself. Nie maklik hier onder hierdie spreiligte hier in Frankfurt nie. En Namibië onder druk. Dit is wat Namibië nie wou gehad het nie. Hulle sou graag daai bal in die lug uit wou vat en hom ver oor die kantlyn skop. Ongelukkig daar so die geleentheid daarmee heen. En onmiddellik weer die Luiperds terug op die aanval. Dan die bal wat losvat, maar die skeieregter wat op sy fluitjie blaas. Nie tevrede met hoe hierdie skram gevestig was nie, of hoe hy beweeg het ook nie. En hier, jy kan nie jou oë vir een oomblik van hierdie wedstryd afvat nie, dan gebeur daar iets. Horlosie wat besig is om af te tik en dan 'n strafskop. Speler van die Luiperds wat gestraf gaan word, loskopstit wat binnekant toe skram. En meneer Smith, meneer Hugo Smith, wat daar op sy fluitjie blaas, 1 punt. Verskil in hierdie wedstryd, 13 punte teenoor 12. En dan 'n puikskop deur die Namibiërs. Dryf die spelers van die Luiperds terug tot diep binne in hulle halfgebied. Die koue wat nou beginne toeslaan hier so in Frankfurt, hier op hulle A-veld. Vinnige werk daar deur Namibië. Goeie hande hierdie Namibiërs, hulle hou van hardloop, dis van Wyk. Hy kom daar verby 1, hy kom daar verby 2. Dan word die bal teruggeslinger vir sy spelers wat agter hom is. Maar die bal wat in die lug gehou word deur die Luiperds. En dan 'n speler wat daar so om die keel beet gekry is. En meneer Smith, hy vat geen gevangenis nie. Skuif onmiddellik die spel nog
10 meter nader en onmiddellik daar so Kloete wat sê, maar as julle so wil maak, dan vat ek nog 3 punte. Telling 13-12 in die guns van Namibië. Gaan kyk of hulle nog 3 punte op die bord kan sit. Dit gaan beteken dat die Luiperds sal 'n 3 moet druk. Strafskop sal nie meer genoeg wees om hierdie wedstryd te wen nie. Van Zel Kloete met die linkervoet. Beskou die pale. Al suiwer en seker tussen die pale deur. En die tellebord wat bly aanskuif. Namibië weer 'n keer voor nou 15 punte teenoor 12. Nee, miskien 16 punte teenoor 12. 3 punte verskil. 16-12. En nou op en klap ons die op hande. Luiperds wat nou sal moet hard werk. Bal wat daar so ver agter ingeskop word. Namibië wat die bal weer 'n keer losmaak daar uit die gevaararea. Maar 'n speler wat daar so bal en al gelyktydig kry. Gaan grond toe weer 'n keer terug Kloete. Skop die bal verveld af. Nou word daar hard gewerk. Maar die bal wat nie binne in die speelveld wil bly nie. En so amper die Namibiërs wat met nog 'n 3 kan antwoord. Oorlosie wat afgeloop het na minder as 10 minute oor. Nog steeds die Namibiërs wat 'n beheer is van hierdie wedstryd. Emme de Villiers. Hy gaan hierdie lyn staan voer. Hier in die voorkant, goeie werk. Deur die Namibiërs ook om daai bal onder beheer te kry. Dan die Luiperds wat nou daar kop en steek. Dryf die spelers terug, Kloete. Kyk of hulle hierdie spelers op die voorvoet kan hou. Namibië terug daar na die agterlyn toe. En weer 'n keer 'n geleentheid. Hierdie keer die heel agter van Namibië. So amper Namibië se heel agter wat daar so goeie doen. Jaden Bekes. Maar nog steeds is dit nie die einde nie. Nou word die bal daar afgeneem. Maar dit lyk my daar die bal wat oor die kantlyn is. Aan die oorkant. En 'n lekker opwindende rugby wat ons hierso sien plaasvind voor ons oë. Maar Namibië, hulle sien die geleentheid, hulle sien die gapings. Nou is dit die Namibiërs wat daar kop en steek, slinger om hier terug na die agterspelers toe. En Van Wyk, hy word net daar aan die enkelspeet gekry. En so amper die spasie aan die buitekant. Manne wat nou die bal roep. En Namibië, hulle laat die mense op die punte van hulle stoele staan. Luiperds wat 'n kliphard moet wal gooi. Keer vir al wat hulle werd is op hierdie stadium. En dan is dit Kloete eers gelyk asof hy met 'n skepskop poging gaan probeer. Dan sien hy die kans. En die Namibiërs weer 'n keer binne buite. Man wat baie goed doen daar, Chase van Wyk, die kaptein van die Namibiërs. Aan die oorkant is daar genoeg spasie vir Namibië. Dan die skeieregter wat gaan terugdraf. Nie genoegsame voordeel nie. En weer 'n keer 'n strafskop reg voor die pale. Namibië wat nou besluit het, hulle speel wen rugby. Vat die punte as dit op die bord is. Hulle loop voor 16-12, 4 punte die verskil. Nog 3 punte kan beteken dat die Luiperds gaan moet hard werk om 'n 3 en 'n verdoelde 3 daarbey sal moet aanteken om net die telling gelyk op te maak. Oorlosie wat sê daar so 8 en 'n half minute is 'n speeltyd wat oorbly. Weer 'n keer Kloete tot dusver uitstekend met die skopskoen gedoen van die kegel af.
Ook met hierdie ene maak hy geen fout nie. Nou is dit die Luiperds vir die laaste 10 minute. Skuif hulle die manne daar op die veld. Paar reserves wat nou daar so hulle ding gaan moet doen. Kyk of hulle 'n verdoelde 3 kan aanteken. Net so dit salkie meer as 6 minute wat oorbly. Luiperds, hulle korte verdoelde 3 en blits vinnig ook. Spelers wat daar so aan die bal gebind is. Namibia wat ook nou met die voorspelers begin 'n bresse slaan. Dan word die bal ver veld afgeskop. En 'n puikskop 50-22. Nee, net kort van die kwartlyn. So amper 50-22. Wat sou kon beteken het dat die Namibiërs weer kon insit. Nou die manne wat daar so geleentheid gegee word om te hergroepeer. Luiperds. Hier kom hy, die Namibië op die voorvoet. Bal wat weer 'n keer nie na hand toe gaan vir die Luiperds nie. En 'n pragtige lyne, pragtige hanteerwerk. En die Namibiërs wat nou die pap te kan draai. Skare wat saamgesels hier op die paviljoen. En skielik die oormag wat nou te groot word. Luiperds platteland wat verlang geleentheid gehad het om met die voorspelers die manne bymekaar te maak, maar die vlugvoetigheid van die Namibiërs, die hanteerwerk van die Namibiërs, net een te veel vir die manne van die Luiperds. En skielik die telling wat opskuif na 24 punte teenoor 12. En dan die klein generaal daar in die 10 try. Uitstekende wedstryd gehad tot dusver. Kan hy nog 2 punte byvoeg? Verseker, pragtige skopwerk deur Kloete. Varenzel Kloete wat daar so baie goed doen om daai bal daar deur die palle te klits. En 26 punte teenoor 12. 3,5 minute is 'n speeltyd wat oorbly. En vir 'n wyle in hierdie wedstryd het dit gelyk asof die Luiperds gaan terugkom. Maar Namibië, hulle het 'n ander idee gehad. En met prachtspel teken hulle, ryg hulle die punte in, speel hulle presentasie rugby. En weer 'n keer hierso spasie aan die buitekant. Maar verveld afgeskop. Tot dusver baie goed gewerk vir die Namibiërs. Nou is daar 'n skop wat teruggeskop word. En hierdie keer die heel agter van Namibië. Bekes, hy het weer 'n keer goed gedoen om daai bal binne te hou. Namibië, hulle het nou skielik hulle nuwe energie. Toeskouers wat saamgesels hier van die paviljoen af. En Namibië aan die oorkant gaan hulle daai bal deur die hande gestuur kan kry. Binne buite, trap hier, trap daar. Dan word die bal agtertoe verloor. En die skeieregter wat gaan terugstap. 'n Duikslag van die Luiperds platteland wat te vroeg was. En onmiddellik Namibië wat gaan nog 3 punte op die tellbord sit. As jy gaan kyk na die skoprekord van Varenzel Kloete. Kloete met die linkervoet, hy doen ongelooflik goed. 1 minuut en 30 sekondes wat oorbly in hierdie wedstryd.
26 punte teenoor 12. En ook hier geen foute wat gemaak word nie. En daarmee dan ook Neesie verby Luiperds Platteland. Die telling wat net aan bly kruip. Daar's 1 minuut se speeltyd wat oorbly vir die span van Namibië en die span van die Luiperds Platteland. Net 'n man wat daar agter bly lê, dit is die heel agter van die Luiperds. Goeie wedstryd gehad deur Douglas. Weer 'n keer goeie hande deur Namibië. Spelers aan die buitekant. En dan lyk dit amper so 7's rugby hierso. Skoppie wat daar deur gesit word. Hard gejaag deur die Namibiërs. Maar Luiperds Platteland, hulle word daar omgedop. En dan die speler wat die bal nie op die grond los nie. Skare wat vir die manne sê, speel, speel, speel. Ons het ver gekom om hierdie rugby te kyk. En interessant nou, Namibië wat sê, weet jy, ons het genoeg gehad. Kom ons kyk of ons nog 3 punte kan vat. Ons loop voor 29 punte teenoor 12. En 'n versekerde oorwinning. Pragtige oorwinning deur die span van Namibië. Dalk een van die moeiliker skoppe van die aand vir Kloete. Nou is dit Kloete. Skare wat stil raak hier op die paviljoen. Wat maak hy met hierdie ene? Hy stoot hom verby. Maar dit is dan ook die einde van die wedstryd. 29 punte teenoor 12. Die Namibiërs, hulle gaan tevrede voel. Die Luiperds minder so. Maar die Luiperds moedig probeer. Pragtige rugby deur beide hierdie spanne. Dames en here, dit sluit dan die tweede dag van die VKB onder 16 Platteland week af. En van my Miller van der Nest, tot môreoggend, wanneer u weer by ons aansluit vir die laaste dag. Totsiens, tot 'n volgende keer. Asai, dankie. Kan ons asseblief daai manne hier kry vir die man van die wedstryd, speler van die wedstryd, Luiperds. En die Namibië kom vinnig nader, manne, draf gou hierso. Ongelooflike spannendvolle wedstryd wat ons gesien afspeel het hierso. En ons sê baie dankie vir elke speler, dankie vir die beamptes. En dan dink ek regtig kan ons vir die mediese beamptes veral kan ons 'n groot handeklap gee. Hierdie mense is baie goed en baie professioneel gewees met hierdie ernstige beserings. Al twee die seuns
word afgevoer. Die een word hier na ekstrale geneem, die ander een gaan scans geneem word, maar albei van hulle lyk of hulle heeltemal reg gaan wees. Ons maar versigtigheid oor versigtig. Ons sê dankie vir meneer Pieter Bronkhorst, wat weer eens hier is van VKB, en ek herhaal weer, die man van die wedstryd kry die skieldreiserpet, hy kry die living ball balletjie, en hy kry die speler van die wedstryd se bandjie wat hy om sy arm gaan sit. Ons man van die wedstryd, vir hierdie laaste wedstryd, was 'n ou wat die balle gejaag het, en sy naam is Chase van die Kerk. Baie geluk, Chase. Jy het 'n uitstekende wedstryd gespeel. Is daar iets wat jy vir jou manne wil sê? Ek wil net sê, baie dankie, baie impak, en ek waardeer dit baie wat julle aan my doen. As hy baie dankie. Ek dink jy gaan saam met my stem. Hier was vanmiddag in hierdie wedstryde was hier 4 semifinale. Stem jy saam? En ek dink môre gaan daar 2 finale wees. Hierdie was uitstekende wedstryde wat gespeel is. Sal jy vir ons nog 'n bietjie die bultjie wielspin asseblief? Nommer 2 van die Luiperds. Wat is jou naam? Johan, baie geluk. Johan, hoe het jy gevoel oor die wedstryd? Dit was baie hard. En ek dink ons is goed gespeel, maar wie het dit verdien? Was hy. Op die einde van die dag het rugby geseëvier. Baie geluk julle manne. Baie dankie aan VKB, die hoofborg van die toernooi. En dis dan ons laaste wedstryd vir die aand gewees. Môreoggend begin ons 8:00 en môre ons sien uit na die, ek sê mos vir julle, dit gaan 2 finale wees môre. So baie dankie manne, julle het vir ons ge-entertain met baie goeie hardloop rugby vanaand. Baie dankie.